Goeiemôre. Genesis 22. 'n ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham die proef gestel en vir hom gesê: Abraham, hy het geantwoord: hier is ek. God het vir hom gesê: vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekaap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek in die verte gesien. Toe sê hy sy slawe: "Haal hier die donkie. Ek en die seun gaan daar aan bid en dan kom ons terug na julle toe." Abraham het die hout vir die brandoffer en sy seun Isak se rug getel, self die vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak sy pa: "Pa?" En Abraham antwoord: "Ja, my seun." Toe vra Isak: "Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?" Abraham het antwoord: "My seun, God sal self sy eie offerlaat voorsien." Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bovenop die hout. Net toe Abraham die mes vat en sy seun beslag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: "Abraham, Abraham." Hy het geantwoord: "Hier is ek." Toe sê God: "Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie." Aangrypende verhaal as mense dit so lees. Dit maak 'n klomp dinge in jou hart wakker. Nou weet jy, Abraham het net soos ons elkeen vandag ook 'n klompie dinge in sy lewe beleef, wat as hy sou kon kies, dat dit anders sou gewees het, sou dit so gekies het. Ons lees in hoofstuk 12, hoe hy sy geboortegrond moes verlaat het en na Kanaan toe te gaan. En dan lees ons in hoofstuk 13 hoe hy en sy broer Lot van mekaar moes afskeid neem. En dan ook hierdie aangrypende gedeelte dat sy vrou Sara op 'n baie hoë ouderdom swanger geword het. Ek dink die grootste ingryping, die grootste gebeurtenis in sy lewe was hierdie gebeurtenis waarvan ons gelees het, hierdie oproep van God dat hy vir Isak moet gaan offer. Nou God sê hier vir Abraham, hy sê vir hom presies wat en hoe en waar hy dit moet doen. Kom ons lees net vers 2. Hy sê: "Vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys." En tog staan Abraham die volgende oggend nie op met 'n bewolkte kop en sê: "Maar God, dis my enigste seun wat ek verskriklik baie liefhet. Wil jy nie asseblief net weer 'n slag daaroor gaan dink nie? Wil jy nie asseblief gaan nadink en dalk dit oorweeg om vir my iets anders te vra nie, want hier is my enigste seun. Dis my enigste erfgenaam." En Isak was rarig waar Abraham se oogappel. Abraham was verskriklik lief vir hom gewees. Hy het nie gesê: "God, weet u rarig waar wat u van my vra nie? Dis die seun waarin u eendag al die beloftes van die nageslag gaan nakom. So as ek hierdie seun moet gaan offer, wat gaan gebeur met al die beloftes wat u gaan maak?"
As ek die vader van al die nasies moet wees, van watter nasies gaan ek die vader wees as ek nie eens 'n erfgenaam het nie? En weet jy, Abraham het besef dat sy aanbidding van God, sy verhouding met God om iets gaan kos. Dit sou persoonlik raak. En tog het Abraham sy donkie opgesaal en hy het gaan doen dit wat God ook van hom gevra het. Hoekom? Want hy het God gevrees. En nou moet ons nie hierdie vrees sien as dat hy bang was vir God nie. Ja, dit sluit dit in, maar hierdie vrees het eintlik beteken dat hy vir God respekteer, dat hy God eer en dat niks bokant God is nie. God weeg meer as al die ander oorwegings in sy lewe. En daarom, omdat hy God eer, het hy besluit om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag van God. Hy het alles agtergelaat. Alles net so gelaat en in sy hart geglo dat God hom weer sal optel. Luister net, ekskuus, hierdie rekenaar is vanmôre baie die mekaar. Kom ek los hom. Gee my net 'n geleentheid dat ek net gou weer hier uitkom asseblief. Abraham het alles agtergelaat en in sy hart geglo dat God hom sou optel. Kom ek lees hierdie gedeelte net weer saam met u. Vers 5, toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid. En dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. En terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa? En Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En daarna het hulle twee verder gestap. Ek dink vir geen oomblik dat Isak dom was nie. Isak moes van tevore al gesien het wat gebeur wanneer sy pa gaan offer en hier kyk hy na alles en hy neem 'n inventaris en hy kyk na alles en hy sê, maar hier is vuur, hier is hout, hier is donk, hier is ek en my pa, maar waar is hierdie offerlam? Hy het geweet daar kan geen ware aanbidding wees sonder 'n volkome offer nie. Stel jouself vir 'n oomblik in Isak se sandale, in Abraham se sandale. Jy het hierdie opdrag vir God, jy het al hierdie goed saamgevat, jou seun kyk na jou in jou oë en jy sê vir jou pa, maar waar is hierdie offer wat ons moet kry, wat ons moet ontvang? Hoe dink jy het Abraham se gesig gelyk toe hy hierdie berg met hierdie bakasie opgestap het? Ek dink sy gesig was oortrek met kommer, met stres, met angs, met vrees, met hartseer. Maar Abraham het immers ook geglo dat God werklik sou voorsien. En daarom lees 'n mens 'n bietjie later vers 14, toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Na hierdie ingryping is Abraham daai berg af. Onthou, God het eers gewag, het ons gelees, totdat hy die mes uitgehaal het, gereed om sy seun te slag. En toe voorsien God vir hom dit wat hy vir hom wou voorsien het. En Abraham is daar af, en ek dink Abraham se gesig het totaal en al anders te gelyk toe hy daar afgegaan het, as wat sy gesig gelyk het toe hy daar opgegaan het. Abraham was 'n veranderde man gewees, want God het hom aangeraak. Abraham se geloof was eg en opreg gewees, en God het homself weer eens bewys as 'n God
wat betroubaar is. God wat in alles voorsien. In die lig van hierdie verhaal kom ek vra vir jou vanmôre 'n erg persoonlike vraag. Jy gaan 'n paar vrae hoor vanmôre. Waarom is jy vanmôre in hierdie erediens? Waarom het jy vanmôre kerk toe gekom? Is dit bloot net uit gewoonte uit gewees? Is dit omdat jy dalk op die afkondigings gesien het, daar's 'n doop, en dalk wil jy weer sien 'n babatjie is gedoop, of dalk het jy daaraan gedink, maar jare gelede het ek ook 'n doopbelofte afgelê, en ek moet immers hierdie doopbelofte nakom, en miskien moet ek my kinders wakker maak, en hulle saam met my ook na hierdie erediens toe neem. Of het jy vanmôre dalk gekom, omdat jy hierdie intense behoefte het. God het vir jou en vir my gemaak om hom te aanbid met ons hele lewe. En wanneer ek kom om God te aanbid, dan kom ek om dit in opregtheid te doen. En dan kom ek om myself aan God te offer en alles aan God te kom gee en te sê, Here, maar ek is hier nie vir myself nie, ek is hier om aan U die eer te bring, om U te respekteer, om U groter te ag as enigiets anderste in my lewe. Daarom het ek uit my bed uit opgestaan. Daarom het ek hiernatoe gekom om myself geheel en al aan U oor te gee. Maar weet jy, genadiglik het God nie vir ons kom vra om een van ons kinders vir hom te offer in terme daarvan dat ons kinders op 'n altaar moet kom vasmaak nie. Maar wat vra God vanmôre van jou? Wat vra God jou om te offer? Waaraan hou jy in jou lewe so styf vas dat jy sê, Here, moenie nie dit in my lewe vra nie. Jy kan enigiets anders te vra. Maar asseblief, net nie dit nie. Miskien het jy al by 'n vorige geleentheid hierdie oproep van die Here ontvang en jy het iets vir God geoffer, maar nadat jy dit gedoen het, het jy ontdek dat God van jou 'n bietjie meer gevra het as wat jy oorspronklik wou gegee het, en dit het jou 'n bietjie seer gemaak, en miskien maak dit jou 'n bietjie skrikkerig om weer jouself bereid te stel om iets aan God te offer. Dat jy vir God sê, net nie iets wat my ongemaklik gaan laat voel nie. Wat is jou Isak wat jy vanmôre op God se altaar moet gaan vasmaak? Miskien maak dit nie altyd vir jou sin wat God van jou kom vra om te doen nie, maar nogtans verwag God dat jy jou hart en al jou liefde en jou alles aan hom sal gee. En dis die mooi dat Abraham bereid was om hierdie kosbaarste besitting vir God te gee. En dit was nie, God het nou vir hom gevra en net nou offer hy vir Isak nie. Daar's 'n pad wat hy met Isak moes saamstap. 'n Pad wat hy met Isak moes gesels, dinge met hom moes deel, en die hele tyd hier in sy agterkop hierdie gedagte, maar ek moet my kind net nou doodmaak omdat ek God eer. Omdat ek God baie, baie lief het. Abraham was meer as gewillig om te doen presies wat God vir hom gevra het om te doen. En eeue gelede, eeue later, jare en jare later, het God presies dieselfde gedoen deur sy seun Jesus Christus te gee. Om hom te offer aan die kruis vir dit wat u en ek elke dag van ons lewe verkeerd doen. En dan sê ons nog steeds vir God, ons is beperk in dit wat ons graag aan u wil offer. Daar is iets anderste in hierdie gedeelte wat ons ook moet saamlees, moet raaklees. Vers 3, maar gaan dit nie weer lees nie. In vers 3 lees ons hoe Abraham eintlik baie vroeg opgestaan het daardie oggend om God te ontmoet. En in jou aanbidding van God moet jy weet,
dat as jy 'n offer vir God bring, moet jy tyd maak vir God. Dis nie net 'n vinnige instap en ek gee my offer en ek stap uit en ek gaan aan met die res van my lewe soos wat ek graag my lewe wil voer nie. Wat vra jou aanbidding van God jou? Wat kos jou aanbidding van God jou? Het jou aanbidding dalk betekenisloos geraak omdat jy uit gewoonte uit maar al hierdie dinge doen? Dis 'n rympie, jy word wakker, jy maak jou Bybel oop, jy lees, jy bid en jy gaan aan met jou dag en miskien as jy vanaand onthou, maak jou Bybel oop en jy lees en jy bid en jy gaan slaap. En so gaan jy maandag tot Saterdag en miskien as jy Sondagoggend wakker word, is jy dalk lus om kerk toe te kom. Om iets vir die Here te kom gee, om iets vir die Here te kom vra. Beteken jou aanbidding nog enigsins iets vir jou? Roep dit regtig jou op na die huis van die Here, as ons dit so kan noem, na die teenwoordigheid van medegelowiges. En as jy voel jou bootjie word vanmôre geskit, is dit eintlik baie goed so, want dan weet jy God is besig om met jou te praat. God is besig om met jou te werk in jou hart en in jou binneste. As jy op 'n Sondag kerk toe kom, dan moet dit nie uit gewoonheid wees nie. Moenie wees omdat jy dit sien as een of ander plig nie, maar dit moet wees omdat jy iets het wat jy vir die Here wil kom offer. Iets het wat jy vir die Here wil kom gee. En wanneer jy met daai ingesteldheid kom, sal jy hier uitstap baie anderste as wat jy hier ingestap het. Miskien stap jy met vrees en ongemak dalk hier in die kerk in, maar as jy vir die Here net oorgee en alles vir die Here gee, gaan jy met 'n glimlag op jou gesig hier uitstap, met 'n hart vol dankbaarheid, 'n hart vol opgewondenheid, gereed om vir die Here 'n verskil te maak waar die Here jou ook al wil gebruik. Vir God moet jy net die beste gee. Jy kan nie afskeep nie. Want God het alles vir jou gegee. Daarom moet ek en jy ook alles aan God ook kom teruggee. Aan hom kom al die lof en al die eer toe. Luister net wat sê die Here, Psalm 50, hy sê, die mens wat my eer, is die een wat lof as 'n offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Mag jou lofprysing en mag jou aanbidding van God 'n offer vir hom wees. Kom ons sit net so. Here Jesus, dankie. Dankie dat U ons oneindig baie liefhet. Dankie dat U vanmôre ook vir ons kom sê dat ons onsself aan U moet kom offer, dat ons onsself aan U moet kom oorgee. Bereid verklaar om niks terug te hou nie en te doen dit wat U van ons vra. Here, en ons weet U sal altyd voorsien. U sal die krag en die genade en die middele gee sodat ons kan doen dit waarvoor U ons geroep het om te doen. Gee dat ons nie eers 'n kosteberekening gaan doen en dalk vra Here, maar vra eerder iets anders te nie. Gee dat ons net agteroor sal sit. Nie agteroor sal sit nie, Here, maar sal opstaan en sal vorentoe beweeg en sal hand uitsteek en sê, Here, ons is hier om U te eer, om U te aanbid, om aan U die lof en die eer te bring en verander ons binneste, verander ons lewens, Here, sodat ons hier sal uitstap, vol vreugde, vol lof vir U, en dat ons die wêreld daar buite aan die brand sal steek met U liefde en U genade. Here Jesus, ons bid dat U elkeen van ons styf sal vashou en elke dag sal seën met U liefde en U genade. Dit bid ons, Here, in die naam van Jesus, ons verlosser.
Amen.